Mandela, die man wat vandag as 'n ikoon van 'n stryd teen onderdrukking beskou word, het ironies genoeg 'n buitengewoon bevoorregte lewe as jong man onder apartheid geniet. Nelson Mandela se jeug was gevorm in elite skole en elite universiteite van sy tyd, van Fort Hare se sendelingsklaskamers tot Wits se veelrassige kampus, het Mandela die volle voordeel van die Unie van Suid-Afrika se opvoedkundige stelsel ervaar. 'n Stelsel wat hom ironies genoeg sou oplei vir die stryd teen die einste beskawing wat hom as man gevorm het. In ons vorige video in hierdie reeks, Die Waarheid oor Mandela, het ons Mandela se kinder- en skooldae bespreek. Ons het daarop gewys dat hy deel gevorm het van die Xhosa elite van die vroeë 20ste eeu. Die aangenome prins en seun van die regent-koning van die Tembo-stam. Mandela het immer sy skoolloopbaan voltooi by een van die topskole in die Kaapkolonie, van daardie tyd, Hilltown College in Fort Beaufort. Hier het hy 'n top akademiese opvoeding volgens 'n Britse kurrikulum ontvang wat hom voorberei het op 'n loopbaan by Fort Hare Universiteit. Mandela sou ook gedurende die 1940s en 1950s die geleentheid kry om 'n internasionale erkende BA-graad en 'n LLB te verwerf, nie net by 1 of 2 nie, maar by 3 van die top Suid-Afrikaanse universiteite. Hy het verder ook saam met die mense van ander rasse by 'n prominente regsfirma in Johannesburg gewerk en in 1952 uiteindelik sy eie regsfirma in die Johannesburgse middestad naby die Hooggeregshof opgerig. Dit is ook tydens sy studente daar wat hy betrokke geraak het by beide die ANC en die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party, en waar hy uiteindelik 'n wêreldbeskouing omhels het wat tot 'n radikale breek met sy wortels in die Transkei as prins sou lei. Fort Hare Universiteit is in 1916, net 2 jaar voor Mandela se geboorte, deur Skotse Presbyteriaanse sendelinge opgerig. Die doel van die universiteit was juis om jong Xhosas uit die Transkei en Ciskei geleentheid te gee om universiteitsgrade te verwerf wat internasionaal erken sou word. Die doel van die universiteit blyk dan ook uit die instelling se oorspronklike naam, The South African Native College. Fort Hare het egter altyd 'n liberale ethos gehad en het van vroeg af reeds as 'n broeiplek vir links-revolusionêre marxistiese gedagtes gedien. Die universiteit het dan ook verskeie leiers gekweek wat uiteindelik onder die vaandel van marxistiese vryheidsbewegings staatshoofde in Afrika sou word. Hierdie leiers sluit in, behalwe vir Nelson Mandela, ook Robert Mugabe, Seretse Sekama, Julius Nyerere, Kenneth Kaunda, Thabo Mbeki en Hastings Banda. Mandela het in 1939 by Fort Hare Universiteit begin studeer, waar hy aanvanklik die BA-graad in die geesteswetenskappe gevolg het met vakke soos Engels, antropologie, politieke wetenskap en plaaslike administrasie. Tydens sy studentejare het Mandela Oliver Tambo ontmoet, wat later sy naaste politieke bondgenoot sou word. Saam met Tambo was daar ook ander toekomstige politieke figure soos Govan Mbeki, Robert Sobukwe en natuurlik die belangrikste van almal, Joe Slovo, die man wat Mandela se denkrigting sou rig, die intellektueel agter basies alles wat die ANC vandag nog in glo. Fort Hare was die linkse intellektuele sentrum waar jong ambisieuse swart studente vir die eerste keer aan idees soos pan-afrikanisme en marxisme blootgestel is. Rondom hierdie groep het daartoe in die vroeë 1940s 'n geweldige militante revolusionêre studentebeweging by Fort Hare ontstaan en Mandela het hier in 1942 aangesluit by die ANC. Mandela het by Fort Hare meer gedoen as net studeer. Hy het 'n leidende rol in hierdie marxistiese beweging gespeel wat daarin geslaag het om 'n oproerige klimaat onder studente op kampus te vestig. Reeds in sy tweede jaar in 1940 is Mandela verkies tot die studenteraad, wat toe grootendeels onder sy invloed in opstand gekom het teen die dissiplinêre kode en reëls op kampus wat deur die Christelike Presbyteriaanse sendelinge vasgestel is.
Die studenteraad het toe 'n groot staking georganiseer waar volgens die studente nie net eenvoudig geweier het om klasse by te woon nie, maar ook universiteitsgeboue en infrastruktuur gevandaliseer het. Die rektor van die universiteit, Dr. Alexander Kerr, was 'n teoloog verbonde aan die Presbyterian Church of Southern Africa, wat nou verbonde was aan Skotland se mees liberale kerkverband, wat op daardie tyd reeds bekend gestaan het vir teologiese liberalisme. Dit verklaar waarvoor sy ethos so vreemde mengsel van waardes gedeeltelik afkomstig uit die Christelike kerk en die Bybel en gedeeltelik begrond in die Skotse liberalisme van daardie tyd, wat ook bekend gestaan het as Skotse realisme gevind het. Prof Kerr het uiteindelik daarin geslaag om die studentestaking tot 'n einde te bring, maar nadat Mandela self egter geweier het om verskoning te vra vir sy aandeel in die leierskap in hierdie chaos, is hy deur die universiteitsraad van die kampus af verban, nog voordat hy sy BA graad kon voltooi. Alhoewel Mandela se loopbaan by Fort Hare dan so skielik in 1942 beëindig is met sy skorsing, kan sy tyd daar ongetwyfeld as sy politieke ontwaking en Fort Hare as die geboorteplek van Mandela se ANC en latere Umkhonto we Sizwe ideologie beskou word. Interessant genoeg het Mandela se skorsing nie so goed afgegaan by die koninklike Tembo familie wat hom as kind aangeneem het nie. Toe hy na sy skorsing na Kuno terugkeer, was sy aanneempa, die regent-koning, wat soveel moeite gedoen het om te verseker dat Mandela die beste opvoeding ontvang het, absoluut woedend vir hom. Hy het Mandela as 'n vernedering vir die koninklike huis van die Tembo-stam beskou. Om Mandela weer op koers te bring, het die hoofman toe besluit om vir Mandela 'n huweliksmaat te gaan uitkies en hom in die huwelik te bevestig in die hoop dat dit hom tot meer volwassenheid sou lei of dwing. Mandela wou egter niks van hierdie aanvaar nie en het in die geheim van Kuno afgevlug met 'n treinkaartjie tot al die pad in Johannesburg. Mandela self beskryf die insident soos volg op bladsy 8 in sy autobiografie A Long Walk to Freedom. I was quite prepared to rebel against the social system of my own people. Ironically, it was the regent himself who was indirectly to blame for this, for it was the education he had afforded me that had caused me to reject such traditional customs. I had attended college and university with women for years and had had a small handful of love affairs. I was a romantic and I was not prepared to have anyone, even the regent or king, select a bride for me. The only option remaining was to run away, and the only place to run was Johannesburg. Mandela beskryf dan verder ook op dieselfde bladsy hoe hy toe 2 van die hoofman se osse gesteel het en die verkoop het om hom toe te laat om met genoeg geld in Johannesburg te arriveer. Hierdie insident beklemtoon hoe Mandela self radikaal gebreek het met die tradisionele stamwaardes van sy eie mense en ten gunste van die kosmopolitaanse liberale gees wat hom op daardie tyd gevul het en hom uiteindelik na Johannesburg toe gelei het. Hier het Mandela aanvanklik werk gekry as 'n wag by die Crown Mines en kort daarna het hy sy lewenslange strydgenoot Walter Sisulu ontmoet. Sisulu was op daardie stadium 'n jong eiendomsagent en mede-ANC-lid wat vir hom 'n belangrike mentor sou word. Sisulu het hom gehelp om 'n klerkpos te kry by die Joodse regsfirma Witkin, Sedilski en Edelman. Terwyl hy daar gewerk het, het Mandela sy BA-graad voltooi deur die NISA, waarna hy in 1943 vir 'n LLB-graad ingeskryf het by Wits, die Universiteit van Witwatersrand. Hier by Wits sou Mandela saam met mense soos Oliver Tambo en die jong kommunistiese aktivis Joe Slovo studeer. Net so tussen hakies, ek het 'n baie goeie video op my Engelse kanaal gemaak oor hoe Joe Slovo die man was wat Mandela sy hele, nie net Mandela nie, eintlik die hele ANC se denkrigting gelei het en amper al die dokumente, die kerndokumente waarop die ANC vandag nog hulle ideologie baseer, is deur Joe Slovo geskryf. Joe Slovo was by verre
die mees invloedryke man in die ANC gewees. En jy kan my volle video daaroor kyk deur net op die skakel wat op die skerm verskyn iewers te klik. Dis nou op my Engelse kanaal, so die video is in Engels. In die 1940s was die Wits Universiteitskampus dan ook een van die land se min veelrassige kampusse waar jong, linkse, blanke intellektueles en swart intellektueles en intellektueles van alle rasse mekaar sou ontmoet en saam in hierdie liberale gees debatteer en intellektueel groei. Hier is die alliansies tussen die jong opkomende leierskap of swart leierskap van die ANC onder Mandela en die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party wat meerendeels Jode was onder Slowou gevestig. Dit was die eerste keer wat die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party en die ANC begin hande vat het, tot en met vandag waar hulle nou vandag nog regeer as koalisie tussen die twee partye. Baie min mense weet dat die ANC het nooit eintlik alleen regeer nie, maar nog altyd in die sogenaamde tripartite alliance, wat beteken dat die ANC, COSATU die vakbonde en natuurlik die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party eweveel seggenskap het oor ideologiese denkrigtings en politieke rigtings wat die land inslaan. Mandela se loopbaan by Wits was minder suksesvol. Hy werk voltyds terwyl hy studeer en dryp herhaaldelik die moeiliker vakke in die LLB, soos Romeinse regs en kontraktereg. Hy self beskryf dat hierdie vakke vir hom moeiliker was as die vakke wat hy in sy BA graad gedoen het by Vorder. Maar uit sy autobiografie blyk dit dat hy nie net sy vrye tyd aan politiek spandeer het nie. Hy skryf die volgende oor Joe Slovo in A Long Walk to Freedom. He had one of the sharpest, most incisive minds I had ever encountered. He was an ardent communist and was also known for his high-spirited parties. In 1949, na aanleiding van al die tyd wat hy in die 1940s aan kommunistiese praatjies en wilde partytjies saam met Joe Slovo spandeer het, staak Mandela sy studies by Wits sonder om sy LLB te voltooi. Hy sou egter weer die graad wel voltooi, weer eens deur UNISA in die vroeë 1950s. Tydens sy finale jaar by UNISA begin hy dan ook werk as 'n artikelklerk by dieselfde Joodse regsfirma Witkin, Sedilsky en Eidelman. Terwyl hy besig was om sy studies by UNISA te voltooi, het hy en Oliver Tambo in 1952 die eerste swart regsfirma in Suid-Afrika gesig, Mandela and Tambo Attorneys. Hierdie regsfirma was gesetel in 'n perseel naby die Johannesburgse Hooggeregshof in 'n gesogte blanke area van Johannesburg. In 1951 is hy ook reeds verkies as die nuwe leier van die ANC Jeugliga, wat die begin sou wees van die leidende rol wat hy vir die res van sy lewe in die ANC sou speel. As mens eerlik kyk na die verloop van Mandela se jong jare, van sy opleiding aan die elite hoërskole van die Kaapkolonie, deur sy universiteitsjare by Fort Hare en Wits, tot by die stigting van sy eie regsfirma, dan word dit byna komies om te dink hoe die hoofstroom media en die politici nou al vir jare lank daarmee wegkom, om te beweer dat swart mense in daardie tyd geen geleenthede gehad het nie. Die feite spreek eenvoudig teen so 'n mite. Mandela, ten spyte van die feit dat hy soveel geleenthede weggegooi het een na die ander, omdat hy nie wou studeer nie en moeilikheid gemaak het op sy kampus en te veel partytjies gehou het saam met Joe Slovo, kon hy nog steeds beide sy grade verwerf by 3 van Suid-Afrika se universiteite, waaronder een, die Universiteit van Witwatersrand, op daai stadium as die tweede mees gesogte universiteit, nie vir swart mense nie, maar vir blanke mense in Suid-Afrika bekend gestaan het. Mandela, 'n jong man uit 'n afgeleë dorpie in die Transkei, het sy hele opvoeding te danke gehad aan die opvoedkundige stelsel van die 1930s, wat deur sendelinge, staatsskole en staatsuniversiteite van die Unie van Suid-Afrika in stand gehou is. Hierdie stelsel het vir hom en vir honderde ander jong swart mense 'n formele Britse kurrikulum, wêreldklas onderrig en selfs internasionaal erkende grade moontlik gemaak. Hy het boonop aan instellings gestudeer wat gebou, befonds en bestuur is deur blanke belastingbetalers.
Die feit dat Mandela van die koninklike hof in Kuno kon wegvlug met 'n paar gesteelde osse en 'n treinkaartjie na Johannesburg en binne enkele jare met niks agter sy naam behalwe die paar geldjies wat hy van die 2 gesteelde osse gekry het, sy eie regsloopbaan kon begin nadat hy die grade verwerf het, spreek boekdele oor die tipe geleenthede wat swart Suid-Afrikaners gedurende die 40s gehad het en wat hy as jong swart man opgestaan het mee. Binne 'n dekade het hy gewerk vir 'n hoogs gerespekteerde Joodse regsfirma en saam met Oliver Tambo die eerste swart regsfirma in die land gestig. Iets wat ondenkbaar sou wees sonder die opvoedkundige infrastruktuur wat die apartheidsregering en die Skotse sendelinge opgebou het vir mense soos hy. Om dus te beweer dat swart mense in Suid-Afrika in die 1940s geen toegang tot goeie opvoeding of vooruitgang gehad het nie, is nie net histories vals nie, maar absurd. Mandela self is die lewende bewys van hoe baie deure toe reeds vir begaafde of hardwerkende swart individue oopgestaan het in die vorigere bedeling. Dit alles maak die feit dat hy homself gevolglik daaraan sou wy om te veg teen hierdie einste sisteem wat alles vir hom moontlik gemaak het, soveel meer van 'n historiese tragedie. In ons volgende video gaan ons kyk na die opkoms van die ANC en die SHKP in die 1950s en 1960s onder Mandela, so maak seker dat julle dit nie misloop nie. Ons gaan ook bietjie kyk na wie is die mense wat Mandela se brein gevorm het. Joe Slovo en die ander. Kyk gerus ook na ons eerste video in hierdie reeks waarin ons Mandela se kinderdae en jeug bespreek, deur eenvoudig te klik op die skakel wat tans hier op die skerm verskyn. En ondersteun die werk wat ons hier by die Willem Petse groep doen deur lidmaatskap uit te neem. Volg net eenvoudig die stappe op die banner onder aan die skerm. Sonder u kan ons nie hierdie video's maak en die mense se harte verander nie. Totsiens en God seën elkeen van u.